Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dus hoe vryheid klink. Baie welkom by ons heel eerste uitsending van Vryspraak op Radio Orania, elke donderdag aand tussen 7 en 8. Vryspraak is 'n gesamentlike projek tussen die Vryheidsstigting en Begrond. Met Vryspraak wil ons 'n vars gesprek voer oor Afrikaner wees en vryheid, en ons wil dit alles doen vanuit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing. Ons stel graag ons 4 aanbieders bekend. Elkeen sal 1 week kry om as ankerpersoon op te tree. Ten eerste Karel Boshoff van die Vryheidsstigting. Karel wat ook pas gekies is as voorsitter van die FHK. Baie welkom Karel, en ons gaan jou nou kans gee om vir ons 'n inleidende paar dinge te sê oor die afgelope dekades se vryheidsidee by die Afrikaner. Tweedens dan ook ons buitelandse korrespondent Paul Marits wat tans in Duitsland studeer. Baie welkom ook aan jou Paul. Dankie Wikus. En ons verwelkom ook vir Alistair van Heerden, 'n finale jaar teologiese student wat tans sy prakties doen by die Gereformeerde Kerk Oranje Rivier. Alistair gaan vir ons die jong mense se siening na vore bring en hulle vra ook en vir ons op tafel plaas sodat ons sinvol ook daaroor kan gesels. Karel, ek wil by jou afskop, weer eens baie geluk. Ons is trots dat 'n Oranier as die FHK voorsitter in Suid-Afrika verkies is. Jy het dadelik die spreek gesê, vryheid in ons tyd. Vat ons so 'n bietjie op 'n voelvlug asseblief. Hoekom sê jy so en waar trek die vryheidsgesprek tans vir die Afrikaner? Ja, Wikus, dis nou nogal 'n mondvol, want vryheid is een van daai onuitputlike temas. En die oomblik as 'n onderwerp onuitputlik is, dan val hy baie maklik ook klisjées ten prooi. Met ander woorde, mense maak ook maar mooi praatjies oor 'n ding. Vryheid is een van daai groot woorde. Dit verwys na een van daai groot dinge wat ook in ons volksgeskiedenis 'n baie bepalende rol gespeel het en toenemend weer besig is om na vore te tree as 'n bepalende saak. En dit, nou ja, soos dit gaan, aan die hand van die negatiewe ervaring van dwang. 'n dwang of 'n beperking wat op vrye handeling gelê word. Nou, sluit dit aan by 'n baie beperkte denkbeeld, eintlik 'n baie eng denkbeeld wat sal mense maar sê onder die vaandel van die liberale denke posgevat het, naamlik dat vryheid uitsluitlik beperk is tot die ontsnapping as het ware van dwang. Asof vryheid net bestaan uit dwanglose optrede, vrye optrede. Iets daarvan is natuurlik waar, want dwang is die vyand van vryheid, maar die afwesigheid van dwang is geen waarborg dat vryheid enige danige betekenis verwerf nie. So daar's twee aspekte hierin betrokke. Hier's definitief 2 kante, noem dit dan nou maar 'n meer negatiewe kant, die afwesigheid van dwang, maar dan die positiewe kant. En die positiewe kant, dink ek, kry in ons gesprekke baie keer te min aandag. Ons denke word te veel oorheers deur die diskurs wat deur liberale denke onderlê word en wat uitgebeeld word in tallose forme in die populêre kultuur, van films, van liedjies, van verhale wat gelees en vertel word, wat dikwels bestaan uit die held wat hom moet losmaak van die gemeenskap of die familie of die dorpie of wat ook al waar hy nou vandaan kom of sy vandaan kom en dan een of ander nuwe hoogtes bereik wanneer hulle nou, jy weet, die vryheid betree, dikwels die vryheid van die stad betree. En dan bedoel ek in daai sin dan nou meer die metropool as die stad en 'n ander betekenis van die woord. Nou goed, die kuns is dus om nie by die negatiewe vas te haak nie, maar om na die positiewe toe te begin beweeg. En dit dink ek het ons met Orania tot 'n baie groot mate in werking gestel. Om te sê, maar vryheid is iets wat jy doen, dis iets waartoe jy toetree, dis 'n ideaal wat gestel word en wat 'n mens najag, en wat nie net die
ontsnapping van dwang behels nie, maar die voortreffelike dinge wat jy saam met ander kan doen, wat jy op jou eie of alleen nie sou kon regkry nie. Daar's nou 'n ryk begrip van vryheid daarin geleë om te sê alleen kan jy ook maar net soveel doen. Maar saam met ander kan jy baie meer doen en daarom lê daar 'n bepaalde vryheid in die ontdekking van die ander wat rondom jou is, wat ideale en idees deel en wat saam in samehang optree ter bereiking daarvan. Ek dink dis juist wat ons gedoen het om die program se naam Vryspraak te noem. Dit sluit dan by hierdie twee gedagtes aan wat jy vir ons kortliks uitgelig het, dat mens nie net vry van iets moet wees nie, maar vry moet wees om iets te kan doen. En hierdie program wil dan rondom daardie gedagte dit verder uitlig. Ons gaan definitief die negatiewe kant ook uitlig, soos wat jy genoem het, maar ons wil verder as dit gaan, ons wil die praktiese belewenis van vryheid en ook hoe mens dit binne 'n gemeenskap kan doen, verder uitlig. Daar's 'n kostelike beeld vir die samehang tussen die, noem dit nou maar negatiewe en die positiewe kante, en dit is naamlik 'n voortreffelike vertolking argumentsontalwe van 'n klavierstuk. Iemand sit voor die klavier en lewer werklik 'n voortreffelike vertolking van die konsert wat deur Beethoven, wat sit 150 of 200 jaar gelede gekomponeer is, en mense sê dit was nou goed, dit was nou mooi. Want die persoon het sy of haar stempel daarop afgedruk, iets persoonlik daarin gelê, op 'n manier die tyd waarin ons is, wat ook al, jy weet, mense kan nou baie dinge sê. Die punt is egter, dat voordat daai pianis kon gaan sit en self 'n persoonlike, herkenbare, spesifieke vertolking aan die klavierstuk kon gee, moes hy of sy baie toonlere geoefen het. En toonlere oefen is vir die meeste mense wat dit in hulle lewe gedoen het, die presiese teenoorgestelde van vryheid. Met ander woorde, hoe bereik 'n mens die uitstaande prestasie? Deur dissipline, deur toewyding, deur jouself eintlik baie ander dinge te ontsê, nie net alles wat lekker en maklik is aan te gryp en alles wat moeilik lyk te vermy nie, maar deur die teendeel, deur presies jou te wy aan dit wat nodig is om die voortreffelike te kan doen. So die koste van vryheid, dit is wat jy op tafel sit en ek dink ons gaan dit ook aanspreek. En die koste van ware vryheid is dikwels die prysgawe van oppervlakkige of oënskynlike vryheid. Ja. Ek wil graag vra of Paul daar van Duitsland se kant af 'n bietjie wil inspeel. Dankie Karel. Ons het nou so ver gesê dat ons uit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing dit wil sien in die twee kante van die negatiewe, vry van en ook vry om te. Ons sien dit natuurlik altyd in die sin van Christus se kruis en sy opstanding. Ek dink dit is voorveronderstel, maar ons wil dit graag daarom ook net pertinent ook reguit sê. Paul, daar van jou kant af, jou belewenis, ons gee vir jou 'n oop kaart om te skets, sê gerus hoe jy oor die saak ten opsigte van vryheid dink. Nou, miskien meer uit 'n Europese of uit 'n westelike oogpunt. Julle sit daar met die Oekraïne en die Russiese oorlog tans. Hoe voel jy oor die saak? Ja, dankie Wikus. Ek dink, ten eerste baie dankie vir die geleentheid. Vryheid is natuurlik, soos wat Karel se inleiding natuurlik ook wys, maar ek dink soos wat soveel literatuur oor die afgelope 2.500 jaar vir ons wys, is vryheid 'n gedagte wat regtig amper in 'n sekere sin kompleks in sy eenvoud is. Ons het heelwat lae daartoe en dit kan vir verskillende mense dalk verskillende goed beteken. Ek dink wat op hierdie stadium in Europa ontsettend belangrik is natuurlik die gedagte van spraakvryheid, want jy het natuurlik die vraag wat behoort 'n burger te sê wanneer sy land miskien in 'n oorlogssituasie tree. Maar ek wil dit so amper 'n bietjie wyeer neem as net wat in die oomblik gebeur. Ek is geneig om dalk minder pessimisties te wees oor die Weste as heelwat ander mense, en ek dink ek praat gereeld met mense wat werklik waar 'n pessimistiese kyk het op veral Europa en wat eintlik sê, weet jy wat, Europa is eintlik in 'n sekere sin maar verby en mens moet nou maar net daarmee vrede maak, gaan soek vir jou elders 'n plek en bou vir jou 'n nuwe soort van nedersetting. Daar's 'n baie bekende boek
die Rod Dreher, Amerikaner wat tans in Budapest gebaseer is. Ek het ook die voorreg gehad om 'n onderhoud saam met hom te doen verlede jaar. Maar hy het 'n boek geskryf, The Benedictine Option, wat hy soort van sê, jy weet, die konservatiewes moet weer ons eie inrigtings gaan opbou ver weg van die massas af. Nou ek dink dit het natuurlik sy meriete om 'n projek te gaan bou waar jy ruimte het om dan in 'n sekere sin, wil ek sê, sonder weerstand te bou. Die Gal van Orania is natuurlik 'n voorbeeld wat vir die wêreld sonder heelwat konteks nie noodwendig gaan sin maak nie. As ons vir hulle begin vertel van kultuurvryheid en van ons stryd wat eintlik baie verder strek as 1652, dan begin hulle miskien iets daarvan verstaan. Maar hier in kontinentale Europa is die rede hoekom ek sê ek nie so pessimisties is oor hulle vermoë om vryheid weer te herontdek nie, is omdat Wes-Europa vir my in 'n sekere sin wys, of kom ons sê nie Wes-Europa nie, kom ons sê Europa ten brede, en kom ons begin dit miskien by Sokrates en sy gesprekke wat hy met sy mede-Atheners gevoer het, dan sien 'n mens dat die westerse benadering nog altyd was om slegte idees in te sluk en dan regtig vir 'n rukkie sleg te voel as gevolg van hierdie slegte idees wat ingesluk is, maar om dit dan te verwerk. As dit 'n effens 'n komplekse beeld is, laat ek dit so stel, wanneer daar 'n vreemde nuwe gedagte hulle geïnfiltreer het, as Weste, en nou praat ek van Athene en ek praat van Rome veral, dan het hulle baie keer daaronder gelei vir 'n ruk. Hulle het hulle self byvoorbeeld in 'n stadium oortuig dat die Christene uitgewis moet word, nie, want ek sou dit beskou as 'n regtig slegte idee. Maar mettertyd is daar hierdie gedagte dat jy nog steeds oop is en jy luister en op een of ander manier, nie op een of ander manier nie, ek meen, ons sien dit natuurlik as genade, maar so word daar deur hierdie gedagtes gepraat en die slegte dele daarvan kom so banaal na vore dat 'n mens dan weer 'n antithese ontwikkel, as ek so 'n bietjie by Hegel se filosofie mag leen. En daarom dink ek, al kom dit vir ons dikwels voor as vir Wes-Europa absoluut geen idee het nie, en hulle neem net elke slegte idee met volle vaart aan, en mense wil amper so bietjie meer neig na die meer protektionistiese kulture wat spraakvryheid onderdruk en so. Dink ek wat Europa tot dusver goed gedoen het, was om te sê, maar kom ons laat hierdie vreemde idee in, en kom ons verwerk hom, kom ons, jy weet, ons verteer hom in 'n sekere sin, en dit wat goed is behou ons, en dit wat sleg is verwerp ons. Maar as ons dit nie inlaat nie, gaan ons nooit weet nie. Is 'n baie gevaarlike speletjie, en ek dink daar is ook heelwat daaraan wat ek self sal wil kritiseer, maar ek dink wat vir my sleg sal wees, is as Europa begin om meer onderdrukkende kulture na te boots, en idees se vloei, soos as mens dan van Wyk Louw se bekende aanhaling oor die vloei van idees dink, as Europa gaan begin om dit te onderdruk. So ek is miskien dit 'n aanvanklike gedagte oor 'n paar van die goed waar ek dink, ek gaan die spreekbeurte of die geleenthede wat ek het om episodes aan te bied, 'n bietjie toespits op die reformatoriese staatsfilosofie, die gedagte wat ons binne die gereformeerde tradisie het, van hoe regeerkunde behoort gepleeg te word, en ek sien baie daarna uit. Dit klink baie opwindend. Alistair, van jou kant af, jy's bietjie in jare jonger as die meeste van ons nou hier rondom die tafel, maar wat sou jy sê, hoe klink die gedagte van Afrikaner wees en vryheid vir die jonger ore tans? Is dit 'n elite gesprek? Praat die jong mense daaroor? Hoe sou ons hierdie gesprek miskien ook vir hulle relevant maak? Ons dink dit is relevant vir alle mense, maar uiteindelik moet mens ook gespreksgenote hê, soos wat Paul ook in die vorige snit gesê het. Dankie oom. Nee, ek dink dit is regtig relevant, en ek wil net by dit wat al reeds gesê is, 2 opmerkings maak wat spesifiek met die jeug, wat betrekking het tot die jeug. Dit is eerstens dat om so gesprek te kan voer op 'n potsending of op 'n radio, gee mense baie keer die indruk dat ons almal nou eintlik opgedaag het met 'n volledige antwoord oor wat vryheid is, terwyl daar eintlik baie denke, baie navorsing, baie leeswerk, baie tyd ingegaan het om eintlik nou na te dink oor wat is vryheid, of om te formuleer wat is my verstaan van vryheid. En ek is nou die een wat nou al die minste tyd daaraan spandeer het, maar tog tyd daaraan nou al reeds gegee het, maar dit moet eintlik ons gesprek hier 'n bemoediging wees vir almal om te sê, maar daar's 'n beginpunt vir my formulering of vir my verstaan van wat vryheid is, en dit moet so gou as moontlik begin waar ek my gedagtes vorm, met myself redeneer, want ons het nie net opgedaag of
begin met 'n antwoord of met 'n gedagte daaroor nie. As ek jou mooi hoor, dan sê jy, daar's dus 'n aansluiting by vorige denke, maar ek hoor ook iets wat jy sê, mense is nie hier net met 'n eensydige gesprek besig nie. Paul het gesê van die nuwe idees en die nuwe gedagtes, selfs onaanvaarbare idees. Ek gaan net nou, laat ons miskien weer 'n bietjie daaroor dink. So met ander woorde, hoe hanteer die jonger geslag aanvaarbare en onaanvaarbare idees? Ja, ek dink wat dit belangrik maak is dat wat oom Karel en wat oom nou ook herhaal het van die gesprek tot dusver is dat ons knoop aan by ou gedagtes en bou daarop na nuwe gedagtes toe, maar wat dit nou net vir die jeug moeilik maak is daar's 'n mismoedigheid of 'n moedeloosheid om eintlik presies te verwoord dit wat hulle dink of dit wat hulle voel. Hulle hierdie hinkering of hierdie wil om vry te wil wees, maar om dit nou reg te kry of om dit nou presies in orde te kry, is dit nou die moeilike ding. So ek dink dit dalk dan nou maar die tweede opmerking wat ek wil maak, dat daar moet eintlik nie 'n moedeloosheid oor hulle kom of 'n kom ons sê 'n mismoedigheid wees nie, maar eintlik net te verstaan dat hulle eintlik dan net vorentoe moet kyk, maar bou op dit wat al reeds gedoen is. Karel, kan ons weer 'n bietjie terugkom na jou toe? As ek nou vir Alistair reg verstaan, dan sê hy daar's tog 'n bepaalde, ek wil nie sê 'n sleurgang nie, maar lyk my 'n stolling by die jonger geslag ten opsigte van die vryheidsdebat, omdat dit miskien meer in die negatiewe kant gaan, met dan die dwangmatigheid of die wat weggeneem is. En wat sou jy dink, die idee van noem dit nou maar 'n nuwe vryheidswoordeskat, het ons 'n nuwe vryheidswoordeskat nodig, 'n nuwe republikeinse woordeskat, of dink jy daar's genoegsaam in om miskien daai debat met die jeug te fasiliteer, weer te begin praat, moet ons nuwe woorde aanleer, moet ons die behoefte by hulle verwoord, of is daar regtig iets wat ons dalk miskien van die ouer geslag se kant af dalk nie verstaan nie, of nie moet bewoord, of lê die antwoord maar in Van Wyk Louw se oop gesprek, laat ons praat met mekaar oor die verskillende invalshoeke. Hoe sou jy dit sien? Ja, ek sou nogal sê, die gesprek onderling, die groot gesprek waarin yster slyp, is vir ons belangrik. Dit is dus eintlik soms ook 'n gesprek waarin mense moet kan verskil, jy weet, en mekaar teregwys, maar ek wil die volgende sê, ons moet nie onderskat hoe dit is om groot te word in 'n tyd, groot te geword het in 'n tyd wat gekenmerk is deur jou opponente wat 'n monopolie op die vryheidsgedagte het nie. Ons het dit dalk ook nog ervaar as miskien 'n bietjie vervreemdend, dat daar 'n tydstip is wat 'n Afrikaner met min aanvaarding, met min erkenning homself op vryheid kon beroep. Bedoel jy nou die ou verkramp verligdebat of iets anders? Nee, ek bedoel die oorgangsdebat. Ek bedoel die transisie tot transformasie debat waarin die ANC beheer oorgeneem het oor Suid-Afrika, Afrikaners se geskiedenis gekriminaliseer het en ons kinders aan leerplanne uitgelewer het, waarin die totaal van wat hulle as hulle ouers en hulle voorouers as vryheid kon beskou het, is skaamte oor jouself. Ja, so as mense in daai verband, jy weet, hulle gedagtes gevorm word in die verband waarbinne hulle self per definisie krimineel is en die onderdrukkers van vryheid, die teenoorgestelde, die teenpool van vryheid uitgebeeld word, dan is dit baie moeilik om 'n vryheidswoordeskat te hê wat jy kan toeëien. Dink jy Orania dra by tot 'n nuwe woordeskat of om die debat oper te maak, of is dit 'n terugtrekking soos wat Paul op die tafel gesit het, is dit 'n voorttrekking of is dit 'n terugtrekking? Ja. Nee, ek dink dit is 'n voorttrek. Ek dink ons is besig om nuwe grond te breek, ons is besig om nuwe woorde te vind. Dit is miskien ou bekende woorde, maar ons is besig om dit weer op ons tonge te vind, deur handelswyses te vestig, praktyke en idees, sê net maar, die kultuurkalender, die besondere wyse waarop ons hele herkoms herdenk by wyse van die Orania vakansiedae, is eintlik niks anders nie as 'n vryheidspraktyk. En dis meer teties, dis nie teen iets nie, dis vir iets. Ja, en onmiddellik daarin word dit ook meer na die positiewe kant toe getrek. Is dit meer, maar ek wil aan iets anders ook raak.
En dit het betrekking op wat Paul en Alistair albei gesê het. Dis 'n denkwyse of 'n denkinstrument wat in die volgende frase saamgevat word. En die frase is: geen mobiliteit sonder stabiliteit. Die oorsprong daarvan in my eie gedagtewêreld is 'n heel eksentrieke biokineticus, 'n terapeut wat met een van ons kinders gewerk het wat 'n ontwikkelingsprobleem gehad het, waarvan sy toe sê ons moet nou hier oefen dat die skouers sterk word, want voordat die skouers nie sterk word nie, gaan die arms nou nie werk nie, want daar is geen mobiliteit sonder stabiliteit nie. Daar het vir my 'n geweldige lig opgegaan by die eenvoudige opmerking waarvan sy nie gedink het dat dit so verrykend is nie. Maar kom ons neem dit. Geen nuwe idee kan ingetrek word in 'n mens se denkwyse as daar nie 'n klomp bestaande bekende vaste idees is waarmee dit kan vergelyk, wat daardeur verryk kan word en waaraan die nuwe idee getoets kan word nie. Nie alle nuwe idees is goed nie, nie alle nuwe idees moet behou word nie, maar die teenoorgestelde is ook waar. Nie alle ou idees is goed en moet ten koste van nuwe idees behou word nie. Maar hoe weet jy? Hoe toets jy? Waaraan meet jy? Jy meet aan die bestaande dinge, aan die stabiele dinge, en danksy die stabiliteit kan jy mobiel wees, kan jy in jou woordeskat of in jou gedagtegang mobiel wees. Europa kan nuwe dinge integreer, solank as wat daar 'n voldoende mate van stabiliteit is, maar as die Europese bevolking sou beland waar die Afrikaner bevolking beland het, as 'n marginale groep en toeskouers van hulle eie lewensruimte, dan slaan hulle toe, dan word hulle krampagtig. En dit is waarop Orania antwoord is. Orania is nie vreeslik baie mense nie, maar soveel as wat daar is dit mede-Afrikaners, wat aan mekaar die soort veiligheid en geborgenheid gee, aan die hand waarvan hulle kan uitbeweeg en ander nuwe idees kan toets en party aanvaar en party verwerp. So daai stabiliteit wat die mobiliteit moontlik maak, en andersom, die mobiliteit wat ook weer aan die stabiliteit 'n sekere lewenskragtigheid gee, moet albei in beskerming geneem word. Ek wil graag daarby aansluit. Dit lyk vir my asof as mens nou jou Orania bril opsit, dat hier wel 'n hawe of 'n ruimte geskep word waar daar met groter, sal ons maar die woord kulturele selfvertroue na vore tree. Met ander woorde, dis nie heeltyd net 'n kultuur op verdediging nie, of op oorlewing. Dis 'n goeie beskrywing. Dit is die behoudende element of die konserverende element is belangrik. Maar daar's definitief 'n versigtiging na iets nuuts, na uitbreiding, jou idee oor stabiliteit en mobiliteit. Paul, ek wil jou weer 'n bietjie vra, as mens so 'n bietjie teruggaan na die na die gesprek tussen die generasies toe, dit lyk tog in 'n sekere mate asof die Afrikaner tog sukkel om die oop gesprek soos Van Wyk Lou dit voorgestel het te beoefen. Daar's geweldig baie wantroue, dit kom maar basies daarop neer, as iemand nie presies met my standpunt ooreenkom of presies sê wat ek sê nie, of dink soos ek dink nie, is daar 'n amper 'n kansellerende wantroue wat na vore tree. Hoe dink jy kan ons daai gesprek verder vat, spesifiek dan ook deur hierdie program, om by 'n meer kulturele selfvertroue uit te kom, wat nie arrogant oorkom nie, met ander woorde, wat nie dominerend is ten opsigte van standpunte wat nie dieselfde is nie, maar wel in 'n oop debat tog oortuigend wil wees. So, wat is jou gedagtes daar rondom? Dankie Wikus, ek moet vir jou eerlik sê, soveel as wat ek nie so pessimisties altyd is oor Wes-Europa, en dit het ek vroeër gesê het nie, en miskien in gelyke mate is ek redelik, ek wil nie sê pessimisties nie, maar ek wil sê bekommerd oor jong Afrikaners, en ek wil dit eintlik nie beperk tot jong Afrikaners nie, ek wil dit eintlik in 'n groot mate dan weier trek na meeste Afrikaners toe. As dit kom by ons ingeligtheid oor politieke temas, as dit kom by ons regtige diep begeerte om te verstaan. En ek verstaan dat dit 'n moeilike opmerking is, dat iemand vir my kan sê, maar hoe kan jy dit sê van jou eie mense? Maar
ek bedoel in alle liefde en alle respek, ek dink aan ou professor T.T. Kloete se gedig Behoefte aan ongunstige en ander weersomstandighede. Ek het dit onlangs in 'n ander onderhoud het ek ook daarna verwys, maar daai gedig tref my elke keer diep in my wese. Jy weet, ons het soveel sonskyn en ons het soveel sport en ons is so goed met al hierdie sport en ons is so goed met braaivleis, ons is die wêreld se beste boere. Dit is alles so, dit is waar. Maar dan lees 'n mens Aristoteles se Politiek, se 8ste boek, die laaste boek van die versameling, kan mens nou maar so sê. En dan sê hy, 'n volk wat so daarop fokus om sy jong mense goeie soldate te maak, sal nooit van sy jong mense goeie filosofe maak nie. En dit is die deel wat ek persoonlik as 'n beskuldiging gevat het, is as Aristoteles sê, dan word jou kinders instrumente. En ek dink hoe ek dit terugbring na vryheid toe, is dat ek dink ons moet werklik waar verstaan. As hierdie program se naam Vryspraak is, dan moet jong mense verstaan, vryspraak is deel van die heilsorde. Wat beteken dit ten diepste? Waar kom dit vandaan en wat is daai vryheid? Maar dan ook, dit wat Karel na verwys, is ontsettend belangrik. Wat beteken dit om vry te wees? Binne in, grondwetlike ruimtes, vry van sekere dinge, 'n negatiewe vryheid, maar dan ook 'n positiewe vryheid. Neem daai regte vir jouself op. Ek is in 'n ontsettende bevoorregte posisie om as baie jong mens blootgestel te wees aan goeie gesprekke met mense soos Flip Buys en Dirk Herman en ook gedurig met jou en Karel. En die gedagte dat 'n mens, eers gaan doen wat jy nodig het om te doen en jy gaan nie nou vra vir toestemming nie, jy gaan later erkenning kry, soos Flip Buys altyd sê. Dis 'n baie kragtige opmerking van vryheid, want dit sê, ek gaan doen wat ek kan. Ek gaan nie vra nie, maar ek gaan verantwoordelikheid vat vir my eie kultuur en my taal en dit wat ek weet belangrik is, ten spyte van daai kriminalisering wat Karel genoem het. Die probleem is egter, as jy jouself nie gaan blootstel aan groot idees en groot boeke nie, dan gaan jy nie besef wat die aanval is nie en wat aan die gang is nie. Edmund Burke is 'n baie goeie beginpunt. As jong mense vir my gaan vra, maar waar begin ek om myself te ontwikkel? Die Duitse woord is Bildung, hoe begin ek myself ontwikkel in die rigting van vryheid? Dan sal ek sê, ek dink Edmund Burke is 'n goeie punt. Hy skryf in sy kritiek op die Franse Revolusie, wat in 1790 uitgekom het, skryf hy in liriese en pragtige taal teen wat gebeur as ons die idees van ons voorouers maar net in die stroom laat afvloei en hoe gevaarlik dit is. En so, ek dink ons moet die idees weer opeis en daar praat ek miskien met myself en met Alistair en met jong mense. Ons moet lees, ons moet verstaan, ons moet weet. Want as dit nie gebeur nie, kan ons baie makliker raad voor die oë gedraai word. Dis wonderlik om baie goed te wees met sport, en is wonderlik om 'n klomp Olimpiese medaljes te wil wen, en is wonderlik om die beste met rugby te wees. Maar uiteindelik, in die skaduwee van al daardie goeders, gebeur politieke besluite, en dis die dinge wat ons moet verstaan. Ons moet weet wat beteken die Bella-wetgewing, wat beteken die nasionale gesondheidsversekering wetgewing, wat beteken die wette op provinsies en munisipaliteite, wat beteken dit vir ons vryheid? Ja, waar ons in groot stede is, maar ook vir Orania, ook vir ons toekomstige vryheid. En wat is die bedeling wat nou tot stand kom? En dit net omdat die ANC nie meer volmag het nie, beteken allerminst dat ons nie meer op hierdie dinge moet ag nie. Inteendeel, ek sou sê die argument het nou baie meer genuanceerd geraak, en ons moet juis ingelig wees oor wat aangaan en wat dit beteken. As dit sin maak, Wikus. Ja, baie dankie. Ek dink dit is 'n baie geldige punt. Ek wil vra dat Alistair miskien ook hierby inkom. Van Wyk Lou het gesê, dis nie die probleem dat 'n stryd voorkom nie, maar dit is 'n probleem as een geslag sonder stryd verbygaan. En miskien wil ek daardie bal weer na jou kant toe gooi, Alistair. Paul ook as jonger gespreksgenoot sê dat hy 'n bekommernis met sy eie generasie beleef. Deel jy daaraan dit, of voel jy dat die jonges ingelig genoeg is, of kan ons meer doen, en wat moet ons doen om dit te bereik? Hoe sou jy die saak sien? Ja, ek dink waar ek graag dan net op 'n vorige punt wou aansluit is die waar oom Karel gesê dat dit is nie vry van iets nie, maar ook vry om iets te wees. Mens kry in die Bybel eintlik die baie mooi lyn, dieselfde presiese lyn, dat die Here ons vry maak van die sonde, maar nie net daarvan vry maak nie, maar ook vry maak vir iets. En dan Efesiërs 2 lees ons dat hy berei goeie werke vir ons voor, waarin ons kan wandel, en daardie
Watter vers bedoel jy daar? Lees dit miskien gou vir ons. Dit is Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So jy sien dit ook op 'n kultuurvlak dan? Ja, want mens skryf verskeie voorbeelde dan in die Nuwe Testament waar daardie wandel en daardie goeie werke wat vir ons voorberei is, nie net gemeenskaplike liefdadigheidswerke is nie, maar van die binnekamer waar jy in gesprek deur gebed tree met die Here, waar dit strek tot jou huwelik, tot jou gesin, tot die gemeenskap, tot 'n omgewing waar 'n volk in lewe en nou by ons 'n vraag hoor dan nou jong mense en jong mense wat nou dalk na vorentoe gaan sonder stryd, dink ek is daar by jong mense regtig 'n groot behoefte om te behoort, maar behoort is dan nou eintlik baie meer as net Afrikaans praat. Behoort is eintlik baie meer as net 'n instelling wat eintlik, soos Paul tereggewys het, rugby of braai verteenwoordig. Dit is iets wat ons op elke lewensterrein uiteindelik as jong mense moet identifiseer waar ons daaraan kan behoort en dan daardie stryd van daar af met die ou dinge kan voortsit. Karel, ek het aan die begin van die program verwys met jou lese van Vryheid in ons tyd. Dink jy daai vlam moet nog aangeblaas word? Het hy net kolig geword? Hoe sterk staan die vryheidsidee tans? En dit is nou 'n moeilike punt, want dit hang maar af presies met wie mens praat, maar as jy nou 'n algemene indruk wil deel, dink jy dit is geldig om te sê die vryheidsgedagte by die jonger geslag is aan die taan, of is dit aan die optel? Wat sou jy meen? My algemene waarneming is dat dit toeneem, maar dit nog 'n bietjie 'n rigtinglose energie is, dat daai energie nog gelei moet word langs opbouende bane. Bedoel jy dat dit meer persoonlik ervaar word, of iets by die behoort waarvan van Alistair nou gepraat het? Hoe sien jy dit, dat daar 'n vlam is wat opstaan, maar nog nie struktuur het? Dis wat ek eintlik wat ek jou hoor sê. My pa het nogal soms die beeld van 'n drukgang gebruik, en dit is wat nou ook by my opkom, dat in 'n baie oop samelewing met baie geleenthede kan mense baie keuses maak. Alles van beroep tot huweliksmaat tot verblyfplek, arbeidsmoontlikhede of vooruitgang. Na mate daai veelheid van moontlike assosiasies, jou professionele assosiasie, jou sosiale of geselskapskring of wat ook al, na mate die opsies onder druk van transformasie in Suid-Afrika vir jong Afrikaners minder word, is hulle meer op mekaar aangewese en verstaan hulle beter dat jy argumentsontalwe nogal op 'n gesinsbesigheid meer aangewese kan wees as wat jy as wat jy dalk sou verkies het 20 of 40 jaar gelede. 'n Tyd gelede was niks so lekker as om weg te gaan van die plaas nie. Ek weet van baie ouens wat op die oomblik terug gaan plase toe en dankbaar is dat daar 'n plaas is om heen terug te gaan. Want dit is nie asof die beroepswêreld vir hulle oop lê en wag nie. Daar's te veel beperkings en voorbehoude. Maar dit is nog baie dikwels 'n antwoord op die negatiewe druk. Dis nog baie keer om die dwang te ontsnap. En dit is waar die gesamentlike beeld van iets wat ons saam doen, en waar ons vir ons saam 'n nuwe toekoms open, nog omskrywe moet word. 30 jaar gelede, plus minus met die politieke oorgang in Suid-Afrika, was daar redelik gedefinieerde planne, so lyk vryheid. Vryheid in 'n volksstaat, vryheid op hierdie of op daai manier. Dis asof ons bloudrukke gehad het en hulle net wou so van bo af afgekondig. Ja, kondig het af, jy weet, stel dit in werking en sien daar. Nou dit het om verskillende redes nie so uitgewerk nie, en die werklikheid sedertdien is dat ons moes, maar gelukkig is ons ook terug Tekenbord toe. Ons moes terug Tekenbord toe gaan en ons het terug Tekenbord toe gegaan, en ons is besig om op nuwe wyse tot uitdrukking te bring wat beteken dit in praktyk, hoe lyk vryheid in praktyk. Daarvan, soos wat ons al meermale gesê het, is Orania 'n voorbeeld, maar daar's ook ander voorbeelde waar mense hulle self laat geld, waar mense hulle kulturele selfvertroue terugwen. Vryheid is nie net 'n staatkundige begrip nie, maar dit is ook 'n staatkundige begrip.
Dis ook 'n begrip wat as dit nie in die staatkundige leefwêreld beslag kry nie. Altyd op daai seerplek druk. Dis soos 'n skoen wat op daai skaafplek gaan bly skaaf en druk. So die omvangrykheid van vryheid is belangrik. Dit is groot, maar nou die ding is, jy kom nie by iets so staatkundige vryheid uit, wat 'n baie, slim mense maar sê, hoë vlak van vryheid is. Jy kom nie daarby uit as jy nie die laer vlakke van vryheid, kom ons noem dit nou maar, verower het nie. As jy nie vrydenkend kan wees nie, as jy nie in vrye assosiasie met ander kan optree, vrye verbintenis tot ideale kan tree, en vrye strewe tot eintlik niks minder nie as tot Gods eer kan uitleef nie. Wat ek jou hoor sê, ek wil nou nie woorde in jou mond lê nie, maar jy sê mens moet eers vry dink voordat jy kan vry doen, as ek jou reg hoor. Ek dink dis 'n baie lekker opsomming daarvan. Ja, is 'n goeie opsomming. Jy moet kan vry dink voor jy vry doen. En dan in die proses gee jy nog vry spreek ook. Uiteindelik deel ons dit ook met mekaar. Ek wil die laaste deel van ons gesprek inrig, miskien bietjie op 'n persoonlike kant. Ek gaan vir elkeen van ons vra om bietjie te sê waarop gaan ons konsentreer. Elkeen van ons gaan nou 'n anker wees. Een keer 'n week kry een van ons dan kans om 'n program aan te bied. Ek wil dit tweeledig maak. Die wye vraag van wat beteken vry Afrikaner wees vir elkeen van ons. Kom ons sê dit net, kom ons sit dit bietjie op die tafel. Kom ons kyk of ons ten minste dit bietjie uit kan sê, want dit is dinge wat in mense hart lewe, maar mense neem ook baie keer aan iemand weet dit en dalk is dit nie altyd so nie. So Karl, ek wil weer daar by jou begin en dan vir Paul vra om verder te gaan en dan wat wil jy wat is die volgende programme en hoe wil jy dit inrig? Wat is jou siening? Want heel eerste van alles moet ek sê die afgelope tyd het dit baie sterk vir my na vore getree dat vryheid 'n gemoedstoestand is. Dat dit iets is wat in jou innerlike opgesluit is, daai ding wat maak dat 'n persoon in 'n konsentrasiekamp argumentsontalwe kan verkeer en desnieteenstaande ongedwonge kan optree, omdat dit in die karakter ingebou is. Nou dis 'n strewe wat ons elkeen persoonlik kan nastreef om te sê ek behou hierdie bepaalde sin vir vryheid wat onmiddellik ook die kante oopmaak na diegene wat dit ook deel en wat op die vryheidspad saamtrek. So daai innerlike gemoeds bepaaldheid wat jy as vryheid kan beskryf is nogal belangrik. Daarsonder gaan ons nie die mense na vore sien tree wat die toon moet aangee nie. Nou kom ons sê, hoe gee jy die toon aan? Jy gee onder andere die toon aan deur, en because daar verwys ek nou na 'n opvolgende program wat nou lekker genoeg met jou gaan verband hou, deur denke uit te sê, uit te werk en uit te sê, te skrywe. Ons gaan byvoorbeeld oor jou volgende of boek wat binnekort vrygestel word, 'n volgende program hê. Dan gaan ons oor hierdie amper vreemde gedagte vir baie mense, naamlik die stad en die Afrikanerstad, gaan ons gesels. Erfstad is die invalshoek. Dis een tema wat ons gaan hanteer. Ons gaan 'n hele program, en 'n program gaan eintlik te min wees, want hier het jare se navorsing en nadenke ingegaan. Dit gaan een van ons temas wees. Dan gaan ons nou nog maniere kyk in programme wat voorlê, waarop vryheid tereg kan kom. Ook binne die bepaalde en spesifieke historiese verbande waarin mense jou bevind, hoe byvoorbeeld die federale gedagte funksioneer. Ons het binnekort van die Vryheidsstigting se kant af 'n konferensie oor die grondslae en die vooruitsigte van die federale gedagte, ook in werking, ook in ons omgewing en in ons tyd. Hier op Orania. Dit alles is maniere om te sê vryheid in ons tyd beteken dalk nie dat ons die hoogste vlak van staatkundige vryheid bereik nie. Maar dit beteken wel dat ons ander forme van vryheid in werking kan stel en dat ons met klein steentjies besig is om op te bou na die toring toe wat gaan uitstyg
bo sy hele omgewing in voortreffelikheid. Baie dankie. Ek wil vir Paul vra, jy het genoem met jou inleiding, jy gaan 'n bietjie aan die reformatoriese staatsleer aandag gee. Paul, wil jy dit vir ons 'n bietjie meer inkleer? Ja, so kom ons sê so, ek dink is natuurlik 'n woord is ook maar net so belangrik as die inhoud waarmee jy hom vul. En ek dink die idee van vryheid word na verskeie kante toe getrek. So ek is baie opgewonde daaroor dat ons gemeenskaplik 'n bepaalde, ek wil amper sê 'n definisie daarvoor opbou en inhoud daarin giet. Wat vir my vreeslik interessant is die geskiedenis van Europa. Dit is, ek dink dit was baie vormend ook vir ons as Afrikaners, en ek dink ook mens kan ontsettend baie daaruit leer. Nou, ek dink een van die primêre gedagtes van vryheid is dalk die uiting in dade van Martin Luther wanneer hy sy 95 stellings in 1517 in Wittenberg opkap. Wat hy doen is hy beoefen ons kan sê spraakvryheid deur 'n stel vrae te stel of tesisse op te slaan waarop hy antwoorde vereis of waartoe hy debat uitnooi. Maar ek dink in die proses wat daarop volg, en kom ons sê in die daarop volgende 400 jaar, 500 jaar, ek sou argumenteer dat ons in sekere sin nog steeds in die skaduwee van die reformatie leef, wat heel wat goed betref. Maar sy direkte volgelinge het 'n paar baie interessante vrae gevra rondom die gedagte van vryheid. En natuurlik staan geloof aan die sentrum van die reformatie, maar daar was definitief 'n staatkundige element daaraan. Dis interessant as mens gaan kyk na die dokumente wat die paus en die keiser verbied het na die 1521 konsilie, dan was dit nie net teologiese tekste nie, hulle het ook enige landkaarte wat Duitsland as 'n eenheid uitgebeeld het hulle verban. Ja, dis interessant, ja, die paus het besef, dit gaan oor heel wat meer, en hier's ouens wat die juk van Rome wil afskud, en hulle glo natuurlik dat hulle deur God geskape is, maar hulle glo nie dat die paus die reg het om hulle vryheid in te perk en tot en met die helfte van hulle jaarlikse salaris in te neem vir 'n kerk wat hulle in hulle lewe nie sal sien nie, of 'n kathedraal wat in hulle lewe nie sal sien nie. So uiteindelik, en ek dink dis vir almal wat tans om die tafel sit bekend, maar dat natuurlik die opkoms spesifiek in die gedagtes van Calvin en Bullinger, en dan natuurlik hoe dit saamgeknoop het met die Switserse federale gedagte wat al reeds in die 13de eeu begin ontwikkel het, miskien ook die Magna Carta wat in Britannia ontstaan het, die gedagte dat jy 'n koning se mag kan inperk. So ons sien daar 'n baie interessante gebeurtenis, en dan is daar natuurlik terselfdertyd die teenoorgestelde beweging wat gebeur het in Europa. In 1439 het die koning in Frankryk vir die eerste keer die reg gekry om die burgers te kan belas sonder die instemming van die aristokrasie, en volgens iemand soos Alexis de Tocqueville is dit die begin van die aristokrasie se ondergang. So jy sien in 'n sekere sin hierdie middelinstellings wat daar begin om stadig uitgehol te word, en ek sal argumenteer dat ek sal aanvoer dat die gemeenskap se vryheid daardeur alreeds ingeperk word, en dat sy vermoë om sy eie instellings te skep daardeur verminder. So daar's heelwat van hierdie gedagtes wat saamtrek. Ek dink vir die federale gedagte is iemand soos Johannes Althusius ontsettend belangrik. Althusius word natuurlik die laaste tyd meer en meer ontdek in die res van die wêreld, maar in Duitsland het hy nooit regtig so erg weggeraak nie. Hy was altyd deel van hulle gesprek en het altyd maar instituute gehad. Ek dink die feit dat hy maar in Latyn geskryf het en dat sy werk maar hoofsaaklik na Duits te vertaal is, het dikwels beteken dat ons akademie wat baie keer Engels oorheers is, nie soveel daarvan kennis geneem soos ons moes nie. Ek is opgewonde oor die feit dat dit herontdek word, en ek gaan met kenners praat wat spesifiek op Althusius en kom ons sê die 16de en 17de eeuse federale gedagtes werk. Ek gaan met hulle gesels en dan kyk of ons 'n bietjie verdere inhoud kan giet aan ons begrip van vryheid. Dit klink baie interessant, ons sien vreeslik uit daarna. Ons is amper aan die einde van ons program. Alistair, wat beteken vryheid in Afrikaner wees vir jou? Ek dink waarop ons dan in die volgende tyd gaan fokus is nou spesifiek na, ek dink dit wat ons nou reeds genoem het, nie net om vry te wees van iets nie, maar om vry te wees om iets te word, gaan ons nou spesifiek kyk na jong mense wat nogal aktief daarna werk om vryheid op elke lewensterrein te vestig. Eintlik gaan ons kyk na jong mense wat nogal mooi die goeie stryd stry om dan nou eintlik
te wys dat vry is eintlik baie meer as net vry te wees om, kom ons sê, soos wat Paul opgemerk het, net eintlik op 'n Saterdag TV te kyk en dan nou om 'n braaivleisvuur te sit. Ek wil graag ten slotte verwys na die Amerikaanse teoloog Jonathan Edwards, wat baie sterk in sy filosofie en in sy teologie op belewenis gekonsentreer het. Met ander woorde, hy het die uitspraak gemaak, mens kan baie skryf oor heuning, maar as jy nie weet hoe proe dit nie, het jy eintlik nog nie 'n begrip van heuning nie. En dit is vir my geweldig belangrik. Ek is nou amper 'n jaar wat ek hier op Orania bly. By myself was hierdie vryheid 'n onttrekking van die Suid-Afrikanisme af. Dit was 'n aktiewe daad. Maar die proef van vryheid op Orania, die belewenis daarvan, die praktiese deel daarvan, ek dink dit is aansluiting by alles wat julle almal nou tevore gesê het, is dat mens moet dink en doen, maar as mens nie heuning proe nie, dan is daar nog 'n groot deel van die werklikheid wat nog nie aktief is nie. En dit is wat my so opgewonde maak, dat hierdie vryspraak program wat ons wil aanpak, dat ons dit as Christene belewe, dat die Here ons vry gespreek het, nie net van ons sondes nie, nie net van die dinge wat ons weerhou, die dwangmatigheid waarmee die program begin het, wat Karel gesê het nie, maar dat dit ook 'n vryheid is wat ons nuut kan beleef, met ander woorde 'n heuning wat ons kan proe, wat ons ook vreugde gee, en ek dink dit is ook baie belangrik, ook vir die jong mense. Dit moet nie net altyd in strydterme en in groot swaar terme gesê word nie, want vryheid is ten eerste geskenk wat die Here vir ons gee, en dis bedoel om geniet te word. Ek wil vir elkeen van julle sê baie dankie, Karel, Paul, Alistair. Ons sien vreeslik uit daarna, volgende keer dan Karel se beurt om anker te wees, en ons sien julle en luister na julle volgende week donderdag aand tussen 7 en 8. Baie dankie. Ja, baie dankie, Wikus, Paul, Alistair. Ons sien uit na hierdie pad wat ons saam gaan loop. Ja, baie dankie, ek is baie opgewonde. Vryspraak, 'n radioprogram wat 'n Christelike lewensbeskouing en Afrikaner vryheid saambring. In samewerking met die Vryheidsstigting en Begrond Instituut verken ons hoe ware vryheid in ons lewens en gemeenskappe verwerklik kan word. Vryspraak, dis hoe vryheid klink.